Goeiemôre geliefdes. Hartlik welkom vanmôre in die erediens. Mag die Here ook in besonder met elkeen van ons wees. Kom ons raak net stil in die Here se teenwoordigheid. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met versinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons sing hartlik saam ons loflied, Vlamlied 112, ek roep u naam. Geliefdes, ons lees saam uit die Nuwe Testament, 1 Tessalonisense 5. Ons lees daar van die 12de tot die 28ste vers. My Bybel bladsy 236. Met die woord van die Here voor ons oop, kom dan met ons saam. Dierbare Here en Vader, dankie dat ons in die teenwoordigheid hier by ons kerkgebou mag wees. Baie van ons mense is siek, baie van ons mense is weg, baie mense is in hartseer, en toe dit gereën het en baie gewonder, sal hulle opstaan en kerk toe kom of nie. Maar ons wat hier is vanmôre, Here, ons weet dat ons nie anders kan as om juis nie, saam met die medegelowiges op pad na Goeie Vrydag en die Paasnaweek stil kan word in die teenwoordigheid. U ken ons elkeen soos ons hier sit. U weet, Here, dat dit in ons gedagtes moet. Die gebed van ons hart is dat u met elkeen van ons sal wees. Dat u die woorde van ons gebede sal hoor, elke stil gebed wat ons gebid word. Here, en dat ons ook nou in die teenwoordigheid mag luister dit wat die Gees aan die gemeente wil sê. Amen. Geliefdes, 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 12, laaste opdragte. Broers, ons vra julle en susters, erken die mense wat so hard
onder julle werk, en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle, ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, wys die leegders onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld. Beywer julle liewe altyd vir die belange van julle medegelowiges en ook vir alle mense. Wees altyd bly, bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Jesus Christus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is. Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewy maak, en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar, dat julle onberustig sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Broers, bid ook vir ons. Groet al die gelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daaraan, dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Hierdie enkele gedagte wat ons dan aan gaan dink, vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Geliefde broers en susters, ons as gemeente het verlede week verjaarsdag gevier. En omdat ek saam met u in my hart vol dankbaarheid is, het hierdie tema van dankbaarheid oorheersend in my gewerk. Het ek vele gedeeltes in die Bybel gesoek, totdat die Here vir my so glo ek op hierdie gedeelte gebring, en dat ek van harte glo dat dit is wat die Here vanmôre vir ons as gemeente wil kom sê. Om te begin by ons inleiding wil ek vir u vra dat u in u gedagtes 'n skaal sal hê. 'n Skaal van 1 tot 10, waarvan 1 slegte deel is en 10 die uitnemende goeie deel is. Ek wil ook u vra dat u dit eerlik sal beantwoord. Omdat, so lees ons in Psalm 139, die eerste vers, Here, u sien dwars deur my. Here weet alles. U kan my bluf, u kan die medemens bluf, maar God nie. So antwoord eerlik nou op hierdie 10 vrae wat ek aan u vanmôre wil rig. In die eerste plek, omdat die gemeente verjaar, gee u die eerste punt vir die gemeente in die belewing van ons gemeente. Die beeld wat hierdie gemeente uitstraal. Maar tweedens, kom ons kyk na onsself. En ons weet onsself persoonlik. En gaan met hierdie vraelys, gaan dit oor dan die geleesde gedeelte wat ons saam gelees het. In die eerste plek in die predikant en al die ander amptenare, maar ook al die kommissies in die kerk. Geliefdes,
oor jou persoonlike werk wat jy het, en jou huis, al is dit skoolgoed was, honde mis optel, en die swart sak uitsit en uitvee, wat die dominee tans moet doen. Dat, hoe hanteer hy daar die werk? Dat het gaan oor jou gebedslewe. Dat het gaan dan oor hoe jy luister na die werking van die Heilige Gees. Dat het gaan hieroor en hierdie vraelys, hanteer jy ook die medegelowiges, maar ook alle mense buitekant die gemeente. Dat jy vir jouself sal afvra, is ek ootmoedig, of is ek ongeduldig, klaar, moedeloos? Kom ons kyk na die 10 vraag. Net 10 vraag. Die eerste vraag is dankbaarheid. Dink jy die gemeente is dankbaar? Dink jy jyself is dankbaar? Waar sal jy op die skaal sit? Die tweede is klaar. Klaar die gemeente? Of is hierdie gemeente 'n gemeente wat lofprysend is, die Here dien en opgewonde is, en moontlikhede sien? Maar ook jou eie. Is jy geneig om te loop klaar en klaar? Is die gemeente gedeeltelik weer bewus van God se teenwoordigheid hier in die gemeente? Met ander woorde, dat hy in beheer is, dat jy hom kan vertrou. En jyself, waar plaas jy jouself op die lyn? Is jy een wat bewus is van 'n persoonlike God wat in jou midde is, altyd by jou is? Is dit so dat jy ook dan erken dat hy die Here genoem het? En dan niks sal gebeur sonder sy wil. Geliefdes, erken hierdie gemeente die vierde vraag, dat alles wat met ons gebeur, alles wat ons het, alles wat ons kan doen vanmôre, is louter genade. En in jou eie lewe, wat jy vanmôre opgestaan het, by kon eet, die lig kan aanskakel, dat jy kerk kon ry, dat jy gesond is, dat jy kan hoor, kan praat, dat jy kan sien. Is dit ook so dat jy en ek erken dat alles is maar net genade? Ons kan niks doen. Ons kan niks opsien. Alles wat ons doen is net genade. Die 6de vraag is, dink ek en doen ek iets vir my medemens en sy vreugde, sy blydskap. Binne die gemeente, buite die gemeente, hoe funksioneer hierdie gemeente? Hoe dink jy die gemeente? Hoe dink jy die gemeente aan die organisasie werk? Hoe dink die gemeente aan siening werk? Hoe dink die gemeente aan die onbereikte sfeer rondom ons? Hoe is die? Waar is die betrokken? En moet nie geringskap die bietjie wat nie. Gaan sit met hulle. Met wie kom jy aan aanraak? En is jy dan 'n persoon wat getuig? Geliefdes, die sewende is jy in die gemeente so, dat almal moet spring, net vir my. Dat ek is die middelpunt. Dat hierdie gemeente net om homself en sy oorlewing dink en alles net om hom vloei. Of besef hy ook dat hy hier geplant is om 'n verskil te maak in die omgewing, om deel te neem aan die groter breë kerk. Die 8de vers is, sing
voorreg gehad om ons ou klein dogtertjie by ons te laat slaap Vrydag en Saterdag gemale. Maar wat my opgeval het, of sy in die badkamer toe gaan, of sy in die gang moet gaan, sy sing. Sy sing. En die liedjie het so baie in my kop gemaal vanmôre ook, want die een wat my vir haar nou groot indruk gemaak het, omdat sy nou aanklank by vind, is weet jy nie, dat jou liggaam 'n tempel van die Here is. Dit maak in my kop, sy het omtrent vir ons gesing, en gesing. Maar dit is vir haar gedagtes gaan. Dit is oor ander doen. Sy klank, sy raas, sy beklein, sy sing. Waarvan sing sy? Die liedjies wat hulle in die kerk sing. Daar sy sing. En ek en jy, en hier in die gemeente, sing ons, prys ons, of klaar ons. Geliefdes, die geleesde gedeelte vra vir ons, is ons die gesindheid van kwaad vir kwaad. Dat is daar van Boekom, dat ons erg hoe sal ek sê, onvergewend gesind is. En dat ons bly pik op die swakke, bly pik op die een wat uitgeval, bly pik op die een wat in sonde verkeer. Klaar ons kinders of help ons. Raak ons betrokke, die gemeente en u. Die laaste een is, waar sal jy jouself sit in die gemeente sit? Praat net oor God en alles wat hy vir my doen. En dan praat by jou werk, by die braaivleis, waar praat ons? Of praat ons en betuig van die Here se goedheid. Geliefdes, teenoor hierdie vraelys wat ons eerlik moes beantwoord het, dan 3 gedagtes. Klaar is tog so lekker. Natuurlik is jou probleem en die gemeente se probleem. En nie. Iemand is anders of dieselfde as ander. Wat vir jou 'n probleem is verander niks. Ek is opgewonde nie keer gaan ek regtig my kak vat. Maar vir my res van my huisgesin beteken dat ek is stoep. Want die kak vrede. En waar het ek nou geld kreeg staan nie in. En allerhande goeders. Maar so is jou probleem. Wat is jou probleem? Maar jou probleem is nie. En vir jou is dit 'n hemse groot vir die ander een nie. Dit is so dat Christene moet siek word en kanker kry, dat Christene moet siek raak. Dit is nie. Dat jy in hierdie dae met die finansies worstel, in die skuldbelang, jou werk verloor, dit is. En dit is logies dat 'n mens van daaroor sal kla, en dat jy jou probleme ook vir God uitskreeu, want die psalms van volk is, dat jy kan help. Geliefde broeders en susters, maar nou ken ek en jy ook die uitdrukking. Lag en die wêreld lag saam. Huil en die huil alleen. Ons weet ook dat as jy die gesindheid het van kla om daardie simpatie te kry, is vir jou probleme raak, dat jy afhanklik raak van mense se goedkeuring of mense se antwoord. Dat kla vir jou so lekker geword en so lekker is om na te luister en dit op te eet en dit uit te brei deur die knie. Klaar. Geliefdes, jou probleem en dit waaroor jy kla is dit wat die hart van
Want dit is so dat die Bybel sê dat wat jou hart vol is, loop by jou mond. En vanmôre wil ek sê wat jou kop dink, waaroor jy gedurende keer met jouself praat, die borrel by jou mond. Dit word sigbaar in jou houding, dit word sigbaar in jou woorde. Ons tweede punt is, het ek en jy regtig om te kla? Paulus skryf hierdie gedeelte aan 'n hawe gemeente wat 'n stadsgemeente is, die grootste Romeinse provinsie. Maar die probleem is dat hy so graag daar wil kom, maar weens die vervolging hy nie daartoe in staat is. En daarom skryf hy 'n brief. En is in daardie brief met die versoek dat ook in ander gemeentes moet stuur. Nou wat skryf hy nou? Jy weet, die spel vervolg my alweer. Julle weet ek is honger. Julle weet ek is siek. Julle weet ek kan nie mooi sien. Julle weet ek nie. Hy kla. Hy skryf nie die gemeente al die klagtes van honger en dood en dors en goedes wat hy het. Nee. Hy is besig om aan die gemeente te skryf en vir hulle te sê, maar ondersoek jouself. Kyk na jouself. Asseblief. En dan begin hy vir hulle vertel. Dit wat ek en jy in die vraag is, met mekaar bespreek. Jy sien, Paulus het hierdie ingestel wat hy vir ons gee in Romeine 8 vers 35. Hy sê, wat kan ons dan nou skei van Christus? En dan noem hy verskillende dinge, honger, naamheid, vervolging. Is al daai getien bestem? Dood kan jy bestem. Swaarkheid kan jy bestem. Min geld kan jy bestem. Nie die verhouding tussen jou en die Here is al vir jou bestem. My liewe broers en susters, vanmôre word u nie opgeroep om dankbaar te wees oor die omstandighede as dit sleg gaan. Om dankbaar te wees, om te besef dat in jou omstandighede God daar is. Maak nie saak wat met jou lewe kom. En omdat jy 'n goeie verhouding het, roep jy dan saam met Paulus uit. Maak nie saak. Maar niks sal my van daardie liefde van God skei nie. Dit bring ons dan by die derde punt. En die derde punt is, dankbaarheid is toch so lekker, of is dit nie? Net of die twee gedagtes by ons vir die gemeente, dan ook vir die persoon. Onthou die pragtige Halleluja liedjie wat sê, tel jou seën een vir een. En jy sal verbaas oor wat God vir jou doen. Die tweede gedagte is dat jy begin kyk met die geloofsoog. Dat jy nie sal vaskyk in die omstandighede, vaskyk in jou probleem. Maar omdat jy met 'n geloofsoog kyk, jy dan anders praat en anders moet sê. En die geloofsoog wil ek net twee gedagtes hê. Die een in die Ou Testament en die een in die Nuwe Testament. Die een in die Ou Testament word daar gesê van Elisa. Sy slaaf, kyk so, sê, die vyand is aan rondom, wat gaan ons maak my Heer? Wat hy sê, Heer, maak sy broer. Die volgende oomblik sien hy, die vurige bouwers en die soldaten, die engele van God rondom. Die Nuwe Testament skryf Johannes dat hy die eiland Patmos is. En hy is bekommerd
oor die wêreldgeskiedenis en sy lewensloop. Toe kom die Here Jesus en hy sê vir hom, ek ken en ek weet. Maar kom ek help jy, dat jy dit van my kan verstaan. En dan word die Here openbaar. En dan word daar van geskets wie werklik in die Here is. Mag dit dan so wees, ek en jy dankbaar sal wees. Kom ons luister na die volgende week wat sê. Sometimes we feel that I'm really off the right. Now easy, I'm just scared. I fully know. Found out that the whole mind and these stars, you know, the fall will make a big donkey. Geliefdes, kom dan, bid ons saam. Dierbare Here en Hemelse Vader, dankie vir hierdie gemeente. Dankie dat ons verjaarsdag kan vier. Dankie dat die woord hier nog steeds verkondig word. Dankie vir elke lidmaat. Dankie Here dat ons in naam aflei. Wat so mooi is en so baie mense. Met dankbaarheid kniel ons voor U. In die naam van Jesus, ons verlosser, ons zaligmaker, ons koning,
met vir ons intree by die Vader, wat aan ons die amper troost gegee. Amen. Geliefdes, daar is nou geleentheid vir die dankoffers, en dan vra ons dat u dan sal luister na die video wat nou gaan speel. Ons sê dankie vir die dankoffers. Baie dankie, Here, vir die maak en die pad waarmee U ons gehelp het. Dankie vir die dankoffers. Aan U alleen, die U. Amen. Geliefdes, kom ons sing dan saam sloplied, die baie bekende Vlamlied
daarop. Mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, met ons gemeente, met elke lidmaat en met u hier. Amen. Terwyl ek 'n kans het, onthou die doopouers moet nog kom en ek maak dan verskoning vir die teer. Die familie wil ook nie maar ergens in ry met Janie of Sofia. Soos gerusteer ek weet nie. Amen.
vir u, pas u self mooi op hoor.